Beteken jou naam dalk iets? Of is dit net nog 'n klank? Net nog 'n woord? Dis 'n goeie vraag, né? Ja, wat ek sien, elke liewe karakter in die Bybel se naam beteken iets. En met goeie rede natuurlik. 'n Naam was nie net 'n label in daardie tyd gewees nie. Glo my nie? Kom ons kyk gou vinnig na 'n paar. Ek gaan soms so 3 vir julle noem. Nommer 1. Aser of Asher. Dit beteken the happy one. Vreugdevol om waar ook al hy gaan. Zoar of Zoar in Engels. Dit beteken he who shines of in een woord brilliance. Om hierdie naam te dra is om die lig te wees wat sny deur die donkerste vertrek. Jy is nie net 'n coincidence nie. God het jou nie maar net per toeval geskep nie. Jy dra 'n doel en 'n frekwensie wat net jy kan vervul. Of jy nou 'n koning is, of jy nou 'n navolger is, dit maak nie regtig saak nie. Jy is 'n meesterstuk wat deur God gevorm word. Die antieke mense van die Hebreëse volk het prente gebruik vir elke letter, en dit het natuurlik baie meer betekenisse by ook nou nog gegee. Kom ons kyk byvoorbeeld na die naam Noag, die laaste enetjie. Ons almal ken hom, oorspronklik geskryf as Nun en Chet. Nun verteenwoordig groeiende saad, wat beteken lewe en continuity. Chet verteenwoordig 'n heining, beskerming en sanctuary. Nou sit ons hulle saam en dit beteken dan lewe en beskerming. Soos wat klink dit vir julle? Klink baie soos die ark, né? Saam beteken dit rus. So dis iemand wat nou lekker 'n nap kan vang en rustig wees. Ek het sommer geweet hierdie harde werklewe is sommer 'n klomp boeltweng. Ja, nee. Nee. Dis 'n rus van al die geraas en storms wat rondom jou woed, want jy's veilig in die ark. 'n Naam was nie net iets vir 'n klank of vir 'n uitkenning gewees nie. Dit was iets wat ook gewys het van iets wat daardie persoon gebied het. Is daar dalk ook 'n heining op by jou? Deel jy dalk ook nie in sekere goed nie? Dis dalk 'n goeie ding, want God wil jou beskerm van die gemors wat daar buite is. Hy wil dalk hê jy moet afgesonderd wees en meer gefokus op hom, sodat hy vir jou kan wys wat dit is wat jy vir ander kan bied.